Ons het vandag ook 'n verjaarsdagmaatjie hierso. Waar's Joshua? Waar's Joshua? 8 jaartjies oud. Sy kleinboet sê vir my, hy word 9. Hy word 9. Kom maar, kom staan hier by my. Steek jou hande uit, ons gaan gou vir hom bid. Here, ons bid vir hierdie klein seun, Joshua. Dankie Here, dat hy sal wees soos die Josua van die Bybel. In elke plek waar hy sy voete sit, gaan U vir hom die grondgebied gee, Here. Vader, ons bid vir hom vir 'n honger en 'n dors na U teenwoordigheid, 'n honger en 'n dors vir U woord, Here. Dat hy U woord op sal mediteer dag en nag. Ons bid, Here, dat hy suksesvol sal wees in alles wat hy aanpak, al die dae van sy lewe. Seën hom vandag en elke dag in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons sing vir jou. Veel geluk, liewe Joshua, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip, hip. Daar sy. Ek wil gou by jou hoor, is daar iemand wat ons vandag vir die heel eerste keer besoek? Ons wil net graag vir jou 'n besoekerskaartjie in die hand steek en vir jou sê baie, baie welkom, dat jy dit sal invul en ingee. Daar is iemand. Baie welkom, dankie Esmerie. Vul asseblief daai kaartjie in en dan gee jy hom in by die koffieshop na die tyd vir 'n lekker gratis cappuccino. Kom ons sê baie, baie welkom vir ons besoeker. Charisma vanoggend gaan ons net so klein bietjie away maar se kinders. Daar sy. Ons is nie op iets nie, pastoor. Ons doen net ons aankondigings, hoor. Hierdie kant van die borsgordyn. So die eerste een is, ons het iemand nodig wat regtig goed is met IT, om as 'n bediening weekliks ons webtuiste op te dateer. As dit jy is, asseblief kontak my, of kontak vir Jacques, ons het werklik waar iemand nodig, een of ander IT-tekkie. So, dis jou tyd, hierdie. In die tweede plek wil ons julle net herinner, die parkeerarea hierdie kant, is asseblief vir ons seniors bo 65, mense wat moeilik loop, en vir ons musiekspan. En die res van die gemeente vra ons baie mooi dat u daar in ons pragtige park sal parkeer. Dankie dat julle dit saam met ons so doen. En dan herinner ons julle aan ons hike, die 25ste April. As jy enige verdere inligting nodig het, kan jy vir Braailie kontak. Kom, ons gaan stap 'n bietjie, die 25ste April. En in die laaste plek, Awakening Faith, dis 'n naweek saam met Eckhart en Pickard Hen, die 26ste tot die 28ste Junie. Die Vrydag aand en die Saterdag is hier by die gemeente, dit is seminare, dit kos R300 om dit by te woon, maar Sondagoggend kom ons almal hier by mekaar en dit is gratis. So dan is almal welkom. En ek wil vir jou sê, ek het dit verlede jaar bygewoon, dis regtig die moeite werd, en die woorde wat sê Awakening Faith, dit maak net weer 'n bietjie seker, jy is op die regte pad. Amen. Amen. So skryf asseblief in, gaan na daai streepieskode toe op die gemeentegroep of bel een van ons en ons sal jou help. Die musiekspan mag nie hier parkeer nie. Julle parkeer daar. OK, onthou dit. Dis reg so. Ons loop nie moeilik nie. Dis reg so. Daar sy. Charisma, ons is nou by daai gedeelte waar ons vir die Here ons tiendes en ons offerandes gaan gee. En ek wil jou vra dat jy net vir 'n oomblik jou geldjie of jou kaart of wat dit ook al is waarmee jy vandag jou tiende of jou offerande gaan gee, dat jy dit net sal vashou vir 'n oomblik in jou hand. En dieselfde God die Vader wat beloof het dat sy seun gaan sterf en opstaan vir ons, is dieselfde God
Wie se woord oor ons finansies, ja en amen is. Hy is die een wat sorg vir die emoties. Hy is die een wat die sluise van die hemele kan ooptrek. Net hy kan dit doen. Hy is die een aan wie die beeste op 1000 heuwels alleenlik behoort. Alleenlik behoort. So charisma, hub, gathering. Kom ons maak ons harte oop vandag. And let's give to God with cheerful hearts. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons sê vir U so dankie vir die grootste geskenk van alle tye. En vanoggend, Here, wanneer ons net kom en ons sit ietsie tasbaars in die mandjie, dan doen ons dit, Here, soos die woord sê, with cheerful hearts. We are so filled with joy and strengthened with joy because of Jesus who died and rose from the dead. Thank you for that. This morning we just come and we just give to you, Lord, as a token of our appreciation, but also, Lord, as a token of our faith. Lord, there are so many people in the house this morning that really need you, that need financial breakthroughs. People who need jobs, people who need, Lord, for you to intervene in job situations, financial situations. Dus dankie, Here, U is die enigste een wat dit kan doen. Dankie, Vader, dat ek elkeen voor U kan bring, elke huisgesin, elke budget. Vra dat U hande daarop lê, Here, soos wat net U dit kan doen. Thank you, Lord. Dankie dat U die sluise van die hemele ooptrek, Here. Ons gee al die eer, al die lof en aanbidding in Jesus se naam. Ons dankie, Here, dat ons vanoggend vir U gee en U belofte oor ons finansies. Net soos om Jesus uit die doodheid op te wek, is ook ja en amen oor ons finansies. Here, ons gee hierdie diens vir U. Ons verwelkom U Heilige Gees. Kom en maak soos U wil, beweeg van sitplek tot sitplek en hart tot hart. Kom maak soos U wil, dis U gemeente. En ons eer U in Jesus se naam. Amen. Amen. Terwyl Marius en die span die offerande opneem, is dit my weer 'n voorreg om vir pastoor Kalkitsof hier te verwelkom. As jy nie hier was die Vrydag, hy's 'n geordende AGS pastoor, en die eerste ding wat hy gesê het, ek oor hom moet sê, is hy's lief vir die Here. En die ding wat ek gesien het van hom is hy's lief vir die kerk. Hy doen opleiding in die kerk. Hy gee om vir die kerk. He has a zeal for the church. Dankie vir jou en welkom weer by ons vandag, pastoor. Dis jou gemeente, bedien hulle. Dankie, Charisma. Julle kan opstaan en saam met ons sing, dankie. Goedendag, kerk. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures they fade, are never enough. You came along, put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, I know it's true.
Dead things can come alive. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name. Every time I call your name. We call on the name of Jesus. Jesus, there's power, wonder-working power. Jesus, thank you, Lord. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Final breath He gave, His
sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted up. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Jesus. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must fail, and you never do.
'cause all that I have is hallelujah, hallelujah. I know it's not much, got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is hallelujah, hallelujah. I know it's not much, got nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for dying on the cross for us. You're such a mighty God. We worship you. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Jesus. You have been so good to me. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Kan ons teruggaan na Graves into Gardens toe, die tweede vers. Dit is my so mooi altyd toe die Here praat, hoe hy werk. En ek is vanoggend selfs reminded aan die feit dat hoe amazing is dit dat die Here, hy is die God van die heelal. Hy sit op die troon, hy het sy lewe gegee, maar tog noem hy ons vriend. Hy noem ons vriend. Nou hoor wat sê hierdie tweede vers. And I'm not afraid. Ja, daar vang ek die key, wow. To show you my weakness. Maar sing jy hom, is fyn. Ek sal net luister. I'm not afraid. That's it. To show you my Weakness, my failures and flaws, you've seen them all. You still call me friend.
as the God of the mountain. He's the God of the valley. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. So hoor net daai eerste stuk, hy sê, and I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, you still call me friend. Dit is altyd vir die mooiste gedeelte van het om te dink, hoeveel keer leef ek en jy in vrees, so half asof ons sê, Jesus, maar die Here moet net nie sien. Jy weet, hy moet net nie sien wat ek eintlik in my hart aangaan nie. Die Here moet nou net nie eintlik weet wat my failures is nie, wat my flaws is nie. Maar kom ek wees gou eerlik met jou, die ou langs jou, of die vrou langs jou, hulle asem stink ook, hoor. Net so dat jy weet, okay? En gewoonlik in 'n worship set, almal hulle oggend koffietjie, jy weet, gewoonlik as jy hier voor staan, al die koffie asempies kom hier van agteraf, jy weet. En as jy vinnig reminder dat ons almal is net mens. En ek begin nou met dit vanoggend, want wat ek regtig ervaar is, die Here wil net vir 'n paar mense uitwys vanoggend. Luister hier. Show him your failures. Show him your flaws. Because he's still going to call you friend. He's still going to call you friend. En jy sien, iets wat ek moes leer in my lewe, is dat ek het nie nodig om 'n perfekte verhouding met die Here te hê. Maar ek het nodig om 'n opregte verhouding met die Here te hê. And the difference is, I'm not perfect before God, but I'm the one that He fully created before God. Jy sien, en dinge het eers in my lewe begin skuif, toe ek op 'n punt kon kom wat ek kon eerlik wees met die Here. And one of the things about church that irritates me the most, like Pastor Linda said, I love the church with my whole heart. But one of the things about church that irritates me the most is the fake people that walk in here. Jy ken julle daai smilekie, daai. Daar was so Tannie in ons vorige gemeente, en dan vra ek vir haar, Tannie, hoe gaan dit? Dan sê sy, greatly blessed and highly favored. Dan dink ek, must be nice. Jy weet? En as dit regtig met jou goed gaan, great, awesome. Maar ek dink ons is mense skuldig, dat ons is nie eerlik genoeg met die Here nie. Ons kom hier in en ons sit ons gesiggie aan. Greatly blessed and highly favored. My marriage is falling apart, but greatly blessed and highly favored. Woo! Hey, en is cool. Okay, ek love die enthusiasm. Maar die Here kyk reg deur jou seun. Hy kyk reg deur jou. Jy sien, ek het 'n probleem en ek's eerlik, is al wat ek nou doen, ek's eerlik met jou, want ek glo die Here roep ons as kerk, Groot K kerk all over, hy roep ons as kerk terug na 'n opregte plek toe. Jy sien, want ek dink vir te lank was die kerk fake, as ek kom die kerk sit waar hy sit. Vir te lank het mense in bediening gevoel, hulle kan nie hulle foute deel nie, daarom kon niemand hulle help nie. Vir te lank het gemeentelede nou maar net aanhou kerk toe kom, want weet jy, solank is wat ek. Maar wanneer laas was jy eerlik met die Here en vir hom gesê, maar Here, eintlik het ek U nog nodig. Ek gee nou nie om of jy al vir 40 jaar op 'n raad dien. Ek gee nou nie om of jy nou al 60 jaar kerk toe kom nie. Ek gee nie om nie. Nie een van daai goed maak dat jy hemel toe gaan nie. Nie een van daai goed maak dat jy opreg voor God staan nie. En dis wat ek ervaar vandag, soos wat ons hierdie diens begin, ek ervaar dat die Here roep jou terug na 'n opregte plek toe. Opregte plek toe. So ons gaan vandag begin deur nagmaal te gebruik, maar ek wil jou vra om iets anders te doen, is dit okay? Ek weet nie eintlik wat die kultuur van julle gemeente is nie, ek kan net sê ek love julle, okay? Julle is awesome, okay? Maar ek wil hê ons moet dinge so 'n bietjie anders doen, so ek gaan jou uitnooi vandag om nagmaal te kom haal, en dan gaan ek die band vra om ietsie te sing of wat ook al. En dan soos wat jy nagmaal gebruik vandag, okay? As jy dit gewoonlik saam met jou gesin doen, vandag is die dag wat jy nie gaan nie, okay? As jy gewoonlik chit-chat op pad hiernatoe en terug en nooit by die nagmaal, jy gaan nie dit vandag doen nie, okay? Vandag wil ek hê ons gaan hierdie sakrament eer, okay? Deur nagmaal te kom haal, en jy gaan sit,
op jou knie gaan, op jou gesig lê, ek gee nie om nie, okay? Wat ook al jy doen, maak net seker jy is vanoggend opreg voor God. Wanneer jy eet van die cracker, dan sê jy vir die Here, Here, dankie dat u liggaam gebreek het vir my flaws, vir my foute. En wanneer jy die bloed, die sappie, drink, dan sê jy vir die Here, Here, dankie vir u bloed wat vanoggend weer eens vir my gevloei het. Dat u vandag opnuut my gekies het. Dat u vandag my nog steeds lief het. En dan miskien moet jy net 'n oomblik vat en jou hart oopmaak en sê, Here, ek is nie perfek nie. Want jy sien, kan ek gou eerlik wees met jou kerk, baie keer vra mense vir my, ja, maar Karl, hoekom slaan ek rock bottom? Kan ek met jou eerlik wees, baie keer lei die Here jou tot rock bottom, want is al waar jou hart oop gaan. So miskien is jy vandag op 'n slegte plek, is met jouself die vraag vra, maar is ek nog opreg? Is my hart nog oop voor God? So kom ons gebruik nagmaal saam, ek nooi jou uit, kom kry vir jou, en dan sal ons aangaan met die diens. Baie dankie. Wasn't rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. But sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. You made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Break my chains, free my soul, for the first time I had. For the blood applied. Thank you, Jesus, it had washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death, where's your sting? And life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it
wide. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. And there to my heart was the blood applied. Glory to His name. So Here, ons gee vir U al die eer. Dankie vir opregte harte vanoggend. Dankie Here dat U reg deur ons flaws kyk, ons failures kyk. Ons nog steeds U vriend noem. Dankie Here vir die voorreg om saam met U te stap. Dat ons nie alleen stap nie, maar dat ons saam met U stap. Alle eer kom aan U toe in Jesus naam. En ons almal sê saam, amen. Kan ons die Here eer bring vanoggend? Amen. 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 Kom ons gee vir die worship team 'n lekker hande klap. Dankie julle. Julle het my regtig gebless vanoggend, soos ek het 'n paar keer lekker gestaan en huil hier in worship. So dankie, julle het my gebless. Thank you very much. Die Here is goed. Amen. Amen. Naomi, het ek nou net uitgevind is jou naam. Iemand het dit al vir my gesê. Ek staan vanoggend en ek kyk vir jou en ek ervaar regtig dat die Here wil by jou stil staan vandag. En ek ervaar regtig hoe die Here vandag jou getrouheid eer. Ek sien oor jare heen het jy opgedaag en aanhou opdaag. En ek sien daar was kere wat die Here wat jy gesê het, maar Here, ek wil nie meer nie, maar ek sal. En ek sien hoe die Here vandag daai getrouheid eer. En hy staan by jou stil. En wat ek ervaar oor jou lewe is, ek sien hy vat jou na 'n nuwe vlak toe. Okay? Ek sien letterlik, en dit is my so amazing hoe een persoon se geloof 'n hele nageslag kan verander. Want ek sien oor jou lewe, ek sien hoe die Here letterlik as gevolg van jou getrouheid lig hy jou hele gesin. As gevolg van, ek sien hoe hy die woorde, as gevolg van die getrouheid van 'n ma, verander die toekoms van kinders. En ek ervaar regtig hoe hy vat jou na 'n nuwe vlak toe. Ek ervaar hoe hy jou vandag wil eer en vandag vir jou wil duidelik maak, jy's baie beter as wat jy dink. Ek regtig, en ek weet jy wil dit nie hoor nie, maar wat ek ervaar oor jou is die Here wil vir jou duidelik maak vandag, jy's baie beter in hierdie as wat jy besef, as wat jy dink. Okay, en vat dit nou van my af, hier is nou nie die Here nie, hier is nou Kaal, okay? Ek kom in baie kerke en daar's bitter min worship leiers met salwing. Okay? Daar's baie mense wat oulik kan sing, maar sing maak nie die verskil nie. Dis die salwing wat die juk breek. En ek sien dat jy's 'n worship leier met salwing. Okay? Ek sien hoe die Here vir jou nuwe moed gaan gee, nuwe krag gaan gee. Maar ek sien ook hoe die Here 'n paar goed in jou lewe kom skuif, alles vir sy eer. Ek sê nie jy gaan skuif nie. Ek ervaar hy kom goed in jou lewe skuif, want dit gaan goed wees wat vir jou 'n ritme gaan gee wat jy gaan meer dien, okay? En wat ek sien met meer dien is ek sien nie dit gaan jou nie moeg maak nie. Inteendeel sien ek 'n passie, okay? Ek sien hoe die Here iets kom wegvat uit jou lewe uit sodat jy voluit vir sy koninkryk kan hardloop, okay? Ek weet nie wat dit beteken nie en ek weet nie wat jy doen vir 'n lewe of wat ook al nie, maar ek sien hoe die Here kom skuif iets sodat hy jou die kapasiteit gee om meer te hardloop. Okay, maar jy moet weet vandag dat hy sien jou. Hy sien jou, hy is lief vir jou. Jy weet dit, maar miskien het jy net nodig om dit weer te hoor vandag. Hy sien jou, hy eer jou getrouheid. Hy eer jou getrouheid en ek sien hoe elke aspek van jou lewe, as gevolg van die getrouheid word aangeraak. Elke aspek van jou lewe word aangeraak. Okay, ek sien hoe die Here, ek weet nie of al baie rou of goed is van jou verlede wat nog seer plek is nie. Ek sien hoe die Here nuwe lewe blaas in elke aspek van jou lewe in. Ek sien hoe hy ou stemme stil maak en hy vir jou 'n nuwe stem, sy stem harder en duideliker kom maak in jou lewe. Kan ons vir hom bid? Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg om van nou om te bid vandag. Dankie Here dat ons vandag teen enige leuen van die vyand kan kom oor haar lewe.
Here, dankie dat U vandag elke leuen kom afbreek in Jesus naam. Elke ding wat die vyand wil instel, Here, want die vyand weet die salwing wat op haar lewe is. En daarom hou hy nie daarvan nie, en daarom val hy dit aan, maar vandag kom ons teen hom in die naam van Jesus, en ons verklaar dat elke ketting is gebreek in Jesus naam. Elke stronghold deur haar of haar familie of wie ook al, release in Jesus naam. Dankie Here vir haar getrouheid. Dankie dat U haar eer vandag. Dankie dat U nuwe lewe blaas oor elke aspek van haar lewe. Here, ek bid van vandag af gaan sy nie meer aan haarself twyfel nie, want sy weet dit wat in haar lê is nie sy self nie, dis U. En sy twyfel nie in U nie. So Here, dankie dat U haar vandag met nuwe lewe, nuwe asem kom vul in Jesus naam. Dankie vir daai salwing, Here. Dat wanneer sy sing, wanneer sy speel, sien ek hoe mense vrykom in Jesus naam. Wanneer sy sing, wanneer sy speel, sien ek hoe destinies verander, want dis wat die salwing doen. Dit breek die juk, dit skuif die toekoms. Dankie Vader vir haar lewe, ons eer dit. Ons eer die hand op haar lewe vandag, in Jesus naam. Amen, en amen, en amen, en amen, amen. Ek wil vandag met jou praat oor set your sails. Ek wou vir kaptein Kerdern ingeroep het, jy weet, en so 'n bietjie van 'n kaptein, span die seile, jy weet, het jy daai nuwe liedjie van hom gehoor, 6, okay, man. Ek speel dit in die huis om my vrou te irriteer, okay, so as ek dit speel, dan hoor ek al van die kamer af, liefie, sorry, dan sit ek harder, jy weet, maar erg soos, span jou seile, set your sails, okay, so, if you weren't here on Friday, what I experienced for this weekend was speaking about the Ruach of God, the breath of God, the Spirit of God, the power of God, the Ruach. The fact that He breathes life into us, into His church, into creation, the Ruach of God. Okay. What I experienced for today is to go on with this theme, but to speak about set your sails. Okay. So, wie van julle was al ooit by die see gewees? Okay. Wie van julle was al ooit op 'n kanoe gewees? 'n Kanoe is dodge, okay? Soos moenie op 'n kanoe gaan nie, okay? So like just don't do it. Okay, visvangers kry 'n beter hobby. Okay, nee, ek joke, okay? But I love the ocean. I have respect for the ocean because every time I get there I see the greatness of God, die grootheid van God. Want daai see is groot, guys, kom ons wees eerlik, okay? But I love like going to the ocean. I love going on a boat, not a canoe, a boat, okay? And there was this one time I went on a sailboat, okay? En ek het die ou so 'n bietjie vrae gevra wat die seilbootjie bestuur. Toe vra ek vir hom, luister jy maar, het hierdie boot 'n engine? Toe sê hy soos, en hy sê toe, en dit was vir my special, hy sê toe, God is our engine, né? En ek sê, wow, okay, en hy verduidelik toe vir my, jy weet, oor die seil van die boot, wat jy nou moet sak op 'n sekere tyd, en jy moet hom reg position, om die wind te vang, sodat daai ding, en ek vra toe vir hom, I asked him the question, but what if there's no wind? And he said, I can promise you, the wind is always blowing. You just have to know where it's blowing. Okay, how special, eh? And that inspired the sermon for today, okay? When we speak about the Ruach of God, and when I speak about set your sails today, I want you to know that the wind of God is always blowing. You see, I think, like, guys, kerk, charisma, luister vir die oom, okay? Ek sê oomie, maar luister vir die oom. Ek het verlang die leuen geglo dat as ek die regte rituele volg, dan sal die Heilige Gees opdaag. Ek het verlang geglo dat as ek hard genoeg gaan bid, as ek genoeg in tale gaan praat, as ek op en af hardloop in worship, dan sal die Heilige Gees kom werk. But what I had to learn and realize is that the Holy Spirit is always working. Always. He never stops working. The breath of God, the Ruach of God, the wind is always blowing. But I think we as a church need to align. We need to set our sails so that we can catch the wind of God. Sodat ons die Ruach
kan vang. Jy sien, want ek dink ek het Vrydag so 'n bietjie daaroor gemention, maar ons is baie skuldig daaraan dat, maar Here, kom doen dit nou vir my. Kom daag op in my lewe. Nou, kom werk, ek kort geld. Jy dan hou jy daai bankrekening dop, né? Soos jy wag vir daai inbetalingkie, right? Stupid voorbeeld, wat ook al, maar wat ek ervaar het oor my lewe die laaste ruk is dat, luister, ek hoef nie die Here te smeek om in my lewe te werk nie. Hy is die hele tyd besig. He's constantly working in my life. But sometimes I want to force him in a direction, but he's blowing the other way. Does that make sense? Maak dit sin wat ek sê vanoggend? So die eerste ding wat ek wil hê jy moet note is that the wind is sovereign, okay? The wind is sovereign. In John 3 verse 8, the wind blows wherever it wants. Just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it's going, so you can't explain how people are born of the Spirit. The wind is sovereign. Dit beteken die Heilige Gees is God. Hy kan doen net wat hy wil. Like ons beheer nie waar hy waai nie. Ons beheer nie waantoe hy op pad is nie. Ons beheer nie wat hy doen nie. Jy sien, I think the reason why some of us feel far away from God, jy het ooit gehoor daai mense wat sê, die Here het my verlaat. Ek kry dit baie. Pastoor, die Here het my verlaat. Dan dink ek, nee suster, die Here het jou nie verlaat nie. Hy was die hele tyd daar, jy was die een wat weggeloop het. You were the one that turned away. Ander dag bel 'n ou my van die Kaap af en hy sê, pastoor, leerling ou, hy sê, pastoor, jy moet asseblief bid vir my finansies. Hy sê, ek broer, vertel vir my, wat gaan aan? Sê hy, nee, pastoor, het gaan nie goed met my finansies nie. Sê hy, vra ek vir hom, is jy gehoorsaam aan die Here? Hy sê, nee, jy weet, ek en my vrou is uit mekaar uit en die Here het al 'n jaar terug vir my gesê, ek moet teruggaan na my vrou toe. En ek vra toe vir hom, nou het jy? Nee, pastoor. Toe sê ek vir hom, luister die broer, ek gaan nie bid oor jou finansies nie. But I'm going to pray that you will be obedient to the Spirit of God. Because when we seek first the kingdom of God, all will be added. So jy bid vir die all to be added, maar ek gaan bid dat jy weet, seek first the kingdom of God. That you would see that the wind is still blowing. And if you would follow the wind, the financial breakthrough would come on its own. Jy sien, want ons bid vir die deurbraak. Die Here gee baie min om oor die deurbraak. Hy gee om oor jou. You see, God cares more about your character than He cares about your breakthrough. Because He's in control of the breakthrough. So all He asks you is to align your heart with Him. So the wind is sovereign. Die wind, die krag van die Here, die Heilige Gees, hy beweeg nog daagliks. Hy beweeg. Jy sien, ons kan dit nie beheer nie, ons kan hom nie manipuleer nie. We can't manipulate the wind of God. The ruach of God. Jy sien, dit is my baie sleg. En ek dink dis hoekom mense in die kerk seer kry, né? Want ons traai baie keer. Ons dink vir een of ander rede, jy weet, as die worship team baie goed sing. Hulle het vandag baie goed gesing, baie dankie, maar as die worship team baie goed sing, dan gaan die Here opdaag. Kan ek vir jou sê dat die Here is nie afhanklik van hoe goed die klavierspeler is nie. Die Heilige Gees is nie afhanklik van hoe anointed die pastoor van 'n gemeente is nie. Die Heilige Gees is nie afhanklik van die regte atmosfeer en die regte. Ek's nie teen dit nie. Musiek help baie keer om ons harte oop te kry. Amen. Maar die Here kan enigiets kom doen enige tyd wanneer hy wil, want hy's God. Sien, die tweede ding. You are responsible for your position. Okay? In Acts 2, verse 2, we see suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. So I read the scripture on Friday as well, but I think there's something important that we need to note here. Okay? You are responsible for your position, okay? So we see that they were waiting. And then suddenly, there was a sound from heaven, and the wind of God, the ruach of God came in.
But you see, I think something that we miss is the fact that they were together, they were in unity, and they were ready for the Ruach to come in. They weren't busy, but Lord, we need you to do this and do that, and then please break through on this, and then, is daar enige single mense in die huis? Kan ek dit sien? Single mense? Single mense? Ag, kyk rond, vinnig. Ek joke. Especially maybe for the younger single people in the room. Daar was 'n lang tyd in my lewe wat ek vir die Here gesê het, Here, vandag is die dag wat ek my vrou ontmoet. En dan verlaat ek nie eers my huis nie, maar vandag is die dag. Woe! Ek verwag, ek weet nie hoekom nie, ek order pizza, hoop ek die Uber driver, ek weet nie, weet wat ook al, maar sy gaan aan my deur kom klop en sê, hi, ek is die een wat die Here vir jou gestuur het. Het klink simpel, né? Maar hoe doen ons dit met die Here? Here, bring die deurbraak, en sê die Here, okay, cool, ek sal bedank net gaan jou werk en begin daai besigheid wat ek van jou gesê het. Nee, Here, bring eers die deurbraak. Bring the provision first, then I'll be obedient. You know? For the single people, the young people in the room, don't wait till you have enough money to start living. Okay? Don't wait till you're married till you start living. Don't wait for the right job until you start living for God. Don't wait until you have the right car or the right people or the right friends or don't wait. Start living for God now. Because normally, okay, the breakthrough follows after obedience. Okay? And I think we're waiting for the breakthrough and delaying the obedience. And delayed obedience is disobedience. You are responsible for your position. We see in the scripture that the wind of God came because the people were ready. They were waiting. Hulle het nie 'n voorafgestelde idee gehad van dis wat die Here vandag moet kom doen nie. They were just waiting, seeing, God, what do you want to do next? Where are you going to show up next? En hoeveel van ons sit spanning op ons eie lewens, né? Want ons leef met hierdie gedagte dat we need to know the next answer. Ons moet weet wat volgende kom. Dan kry ons angs want, maar wat, Here, dit maak nie sin nie. Wat is die plan vir my lewe? Maar wat van as ons net weer ons position, soos wat ek vroeër gesê het, ons postuur, verander na 'n plek toe van, Here, dit moet gebeur en ek vra asseblief dat, jy sien wat ons is skuldig, ons create 'n boksie en dan probeer ons die Heilige Gees in die boksie indruk. Maar hy's groter as jou boksie. Hy's groter as jou prentjie. Hy's groter as dit wat jy nou voor jou sien. Jy sien, en as ons dalk op 'n plek kan kom wat, Here, dit en dit moet gebeur en eerder sal sê, maar, Here, wat's volgende? What do you want to do next? Where are you leading me? Where are you taking me? Dan sal jy sien, sy beloftes is nog steeds vas. You see, I think some of you are feeling the pain of life because you're holding on to what was and not seeing what God can still do. Maar Karl, jy verstaan nie, ek het so baie verloor in my lewe. Ek verstaan, ek ook. Maar Karl, jy verstaan nie, my familie is gebroken. Ek verstaan. Myne ook. But if you would open your eyes to see, if you would change your position, if you would set your sail, you would see that God is still moving, even over your life. Die krag van God is nog steeds oor jou lewe. Jy sien, en van ons het ons seiltjies opgeslaan. Ons het hulle opgeslaan. Want weet jy wat is gemaklik hierso? At least is ek op die boot en ek stabiel en ek's veilig. God het jou nie geroep om veilig te speel nie. God het jou nie geroep om veilig te speel nie. En van ons wonder, hoekom, why am I feeling so stuck in life? Why am I feeling that I don't have a future? Why am I feeling that doesn't matter what I do, I just can't get through this? Nou, kom ons kom gou terug na die kanoe toe. Daai goed's dodge, né? Nou ek het 'n kanoe storie, ek gaan nie vir die hele storie vertel nie, maar langs so die kort is, ek het een keer op 'n kanoe gegaan, uit die kanoe uitgeval, baie groot geskrik, okay? Ek was nog nooit weer op 'n kanoe nie, ek gaan nog steeds vir berading oor daai dag, okay? Anyway, as jy ooit in 'n kanoe was of in 'n roeiboot was,
dan sê jy weer, dis moeite. Nee? Om te roei is moeite. En ons almal dink, veral ouens my size, jy weet, ons dink mos altyd, ek dink ek kan alles doen. Guys, regtig. Ek en my vrou het getrek so 'n paar maande terug, ek het ons yskas alleen geskuif. Tot by die deur, toe gee ek op. Okay? Want ons glo ons, en die ding van roei, is ons dink ons kan dit doen. Ek onthou daai tyd. Ek het gedink, nee man, hierdie is maklik. Jy weet, en dan begin jy roei, sê soos, ag ja, hierdie is niks. Dan, so 2 minute in, dan begin jy met, my skouers brand. Jy weet? En dan so 3 minute in, dan besef jy, ek kan nie meer doen nie, ek kan nie meer doen nie. Jy weet, en ek gebruik die voorbeeld, want hoeveel van ons doen dit met die Here? Nee? We do this with God. Meaning, okay, but Lord, I'm not going to wait for your wind. I'm just going to row. I'm just going to make my own plan. I'm just going to try figuring this out on my own. En dan wonder jy, hoekom jy nie baie ver kom nie. You see, the thing about a sailboat, hoe incredible is it? Daar's mense wat seil rondom die aarde. Okay? As daar enige flat earthers hier is, okay, van die een kant tot die ander kant. Okay? Ek joke, maar daar's mense wat seil rondom die aarde. Geen engine nie. Just the wind of God. And do you see how far you can go if you set your sail and you allow the ruach, the wind of God, the power of God to blow over you? See, so you are responsible for your position. Even in the scripture where Ezekiel was in the valley with the dry bones that I also read on Friday, God even told him where to stand in the valley. You see, and what I want you to know is that when you allow the Ruach of God to blow over your life, it's not always going to be fun. Okay? But you'll always make it to the other side. In Ezekiel se storie, die Here lei hom na 'n vallei toe vol droëbene. Hy sê vir hom, staan hierso en profeteer nou oor hierdie droëbene. Prophesy. Dead bones come alive. Dead bones come alive. Jy sien, en dan kom die ruach, die krag van die Here. En wat gebeur? Daai droë bene lewe. Jy sien, en wat ek wil hê jy moet verstaan uit hierdie skrifgedeelte uit, dit was nie Esegiel se krag nie. Dit was sy obedience. Dit was sy gehoorsaamheid. Die Here sê vir hom, staan nie, okay, profeteer nou. En as gevolg van die feit dat hy gehoorsaam is, kom die Here in sy krag, nie in Esegiel se krag nie, in sy krag, en hy bring lewe. Do you see the power of being obedient? The power of setting your sail, en dis eintlik al wat dit is, nee? Setting your sail is being obedient. Listening, trusting, positioning, leaving, going, moving. I think as a church, we sometimes miss the power of God because we're not obedient. Because we don't move when He says move. Because we don't act when He says act. Because we don't serve when He says serve. Dit bring my derde punt. You can miss the wind. Thessalonians 5 verse 19. Do not stifle the Holy Spirit. The wind of God does blow, but not everyone experiences it. Okay? Not because God isn't moving, but because people are not aligned, aware, and responsive to the Holy Spirit. Some people miss it. You see, we see it in die Fariseërs. Hulle het die teachings van Jesus gehoor. Hulle het Jesus gesien. Maar hulle het gemis. Weet jy hoekom? Want hulle was so gefokus op hulle eie prentjie. They were so focused on what I want to see happen, that they miss what God was actually doing. En mag ek en jy nie so besig wees met ons eie prentjie, ons eie perspektief, ons eie dinge, dat ons mis waar God eintlik besig is nie. Jy sien, daar was 'n lang tyd wat ek gesê het, Here, maar, kom daag op in hierdie diens, gebruik hierdie preek van my, laat dit mense se lewens verander. Jesus, en dan preek ek my hartjie uit, en ek skree, en woe! Maar nothing shifted.
nothing moved. Because it was me in my own power bringing my sermon saying, Lord, use it. Instead of asking God, what do you want to do? What do you want to say? You see, and even for this weekend, I thought to myself, okay, but it's Easter weekend, it's Passover, so I have to preach something about the cross and the blood and the resurrection of Jesus. And then God said, I need you to speak about Ruach. And then I said, God, but dis nie Pinkster nie. Pinkster kom nog. Dan sal hulle praat oor die Heilige Gees. And God just said, I don't care, I want you to speak about Ruach. Because there are some people that need to set their sails again. Because there will be some people in the room that need to allow the Spirit of God to move over them again. So stay sensitive, stay ready, stay obedient, and stay surrendered. En die vierde ding, alignment releases movement. Galatians 5 verse 25 says, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. You see, the wind is already blowing, but aligning the sails allow you to move with it. When sails are not aligned, even if the wind is strong, nothing moves. Okay? Hier's wat ek bedoel. Ek dink baie van ons is skuldig dat ons dink hoe harder ek bid, hoe meer ek doen vir die Here, hoe meer opgehype die diens is. Jy weet, hoe beter die worship is, hoe harder ons sound is, hoe kragtiger gaan die wind beweeg. Gaan die krag van die Here kom. En kan ek vir jou sê, dis 'n leuen. Dit maak nie saak hoe, it doesn't matter how strong the wind is blowing. If your sails are not aligned, you're going to miss it. If you're not aligned, you're going to miss the power of God. Nothing is going to move. And this is all that I experienced for today. Dis al wat ek beleef vir vandag. As jy niks van hierdie preek onthou het nie, dis okay. Solank jy hierdie een ding onthou. Ek glo dat die Here roep vandag 'n paar mense terug en hy sê, luister, you need to align your sails. You need to set your sails. Gaan luister maar 'n bietjie keer Darren vanmiddag. Span jou seile. Set your sails, because God is still moving in your life. He's still moving in this country. He's still moving. Hy beweeg nog in hierdie omgewing. Hy beweeg nog in hierdie gemeente. Hy beweeg nog oor jou. Hy beweeg nog oor jou kinders. Hy beweeg nog oor jou familie. Hy beweeg nog oor jou finansies. Hy beweeg nog in jou lewe. But set your sails. Align yourself to see where God is taking you. Where He is moving in your life. Brother, ek ervaar erg dat die Here jou vanoggend uitnooi en hy sê vir jou, luister, cast your burdens upon Him. Ek ervaar ek sien hoe die Here sê, maak die storms in jou kop stil. Maak die storms in jou kop stil. Jy hoef nie vir die stemme in jou kop te luister. Jy weet dit, sy weet dit. Daar's 'n massive plan oor julle lewe. Groot plan oor julle lewe. But I see you get caught up in the nitty-gritties a lot. Jy hou baie vas en hierdie bietjie en daai, hoe gaan hierdie en daai maak nie sin nie en ons moet hierdie uitfigure en daai uitsort en dit, ek sien dit borrel baie keer in jou. Dit maak baie keer dat jy nie jouself is nie. En wat ek ervaar oor jou vandag is die Here wat jou uitnooi en vir jou sê, luister, cast your burdens upon Him, selfs die nitty-gritties. Selfs die klein goed wat vir jou voel, jy weet nie wat jy gaan doen daarin nie, of hier gaan uit, cast it upon Him. Okay, hy gaan die een wees wat dit vir jou uitsorteer. Hy gaan die een wees wat jou wys. Here, dankie. Thank you for a fresh wind that blows over them. In Jesus' name. Dankie Here dat U sy gedagtes kom stilmaak. Dankie Vader dat U hom kom help en kom optel vandag daar waar hy is. In Jesus naam. Amen. Waar is die girlie wat buis gespeel het? Is sy Hey, jy sit hier voor. How's it? Lekker. Wat is jou naam? Liana. Sê weer? Jana, sorry Jana. Ek's 'n ou oom, ek's doof, okay? Jana, ek ervaar dat die Here jou nooi vandag om die pressure van jou skouers af te haal. Okay. Ek ervaar, toe ek jou sien op stage, ervaar ek dat jy sit baie druk op jouself. Okay. Ek sien jy's baie hard op jouself. Ek sien jy neem jouself kwaadlik baie keer as jy nie alles die beste doen nie. As jy nie alles perfek doen soos wat dit in jou kop veronderstel is om te gaan nie. Maar ek sien vandag hoe die Here vir jou sê dat luister, onafhanklik van hoe goed jy is of hoe great jy is, hy het vir jou, ek sien hy het vir jou baie talente gegee, okay? Ek sien jy is een van daai mense wat alles waarin jy raak verander in goud.
Okay? Soos in, jy is goed in, verskriklik baie goed, okay? Maar wat ek sien is dat die Here vir jou vandag uitnooi en hy sê vir jou, luister, maar release net die pressure van jouself af. Hy sit dit nie op jou nie, die mense in jou lewe sit dit nie op jou nie, jy sit dit op jou, okay? En die feit dat jy baie keer gaan foute maak en baie keer net 'n mens gaan wees, gaan nie maak dat jy God se plan vir jou lewe mis nie, okay? Die Here vra jou nie om perfek te wees nie, hy vra jou om saam met hom te stap. Dis al wat hy jou vra. Okay, en ek sien hoe jy al kere vir die Here gebid het en gesê, maar Here, help my net om hierdie ding reg te kry. En dan die Here doen dit, maar dan sê hy vir jou, luister, maar onthou net vandag, dat jou hart, jy, is vir hom belangriker as wat jy doen, vir hom. Maak dit sin wat ek sê. So release daai pressure. Okay, die Here het so 'n mooi plan oor jou lewe. Okay, is jy nog op skool? Hoe oud is jy nou? 17. Ek sien hoe die Here regtig in die volgende paar jaar, ek sien hy nooi jou uit en hy sê vir jou, luister, moenie te veel worry oor wat volgende kom nie. Okay, moenie te veel pressure voel oor wat gaan ek doen met my lewe. Ek sien op die regte tyd gaan hy dit vir jou openbaar. Okay? Ek sien hoe die Here jou in 'n rigting gaan invat en in 'n lyn gaan invat waar jy gaan dit love. Jy gaan love wat jy doen, maar pas op dat jy nie so opgevang raak in alles wat jy moet doen dat jy vergeet om dit te geniet nie. Okay? Enjoy it, want die Here is in dit. Okay? Ek sien hoe die Here voorsiening bring. Okay? Ek sien hoe hy voorsiening bring vir jou studies. Ek sien hoe die Here voorsiening bring vir alles wat jy gaan nodig hê om uit te kom wat hy vir jou bestem. Onthou, if it's God's will, it's God's bill, né? So hy gaan vir jou alles bring wat jy nodig het, so jy hoef nie daar te stres nie. En ek ervaar regtig hy roep jou terug en hy's net soos regtig, soos geniet net bietjie jou lewe. Okay? Just enjoy it. Geniet dit om sy dogter te wees. Geniet dit om sy kind te wees, okay? Haal asem. Jy mag, want hy's lief vir jou, maak nie saak wat jy doen nie, okay? Even, en dis die amazing ding van die Here, nee, al mis jy even die plan heeltemal. Jy gaan nie, moenie worry nie. Maar al mis jy die plan heeltemal. Hy bly lief vir jou en hy sien jou. Okay, kan ek vir jou bid? Here, dankie dat ons vir haar kan bid vandag. Dankie Vader vir u plan oor haar lewe. Dankie dat u plan oor haar lewe perfek is. Here, dankie Vader dat dankie Vader dat u net al kom ontmoet waar sy is vandag. Mag sy weet dat u haar sien. Dankie vir rustigheid in haar hart en in haar gees. Mag sy die pressure van haarself afhaal. Here, dankie Here dat u haar perfek gemaak het, dat u vir die regte skill gegee, u die regte goed in haar ingebou, al die regte karaktereienskappe, alles. Dankie Here dat ek vandag ook oor haar kan bid. Dankie dat u haar beskerm. Dankie dat ook al sy gaan, u beskerm haar, u hand rus op haar lewe. Die vyand en geen mens sal teen haar kom nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Ankel met die blou hemp. Hoe gaan dit? Goed, lekker om julle te sien. Het julle 'n besigheid? Is julle in besigheid, betrokke in besigheid? Enigiets is dit. Wat ek ervaar oor Here, en dit maak nie saak nie, maar dis wat ek ervaar. Ek ervaar besigheid oor julle. Okay? Ek ervaar business, sterkie woord business, maar ek ervaar kingdom business. Okay? Kingdom business. En wat ek ervaar oor julle is regtig hoe die Here julle uitnooi vandag, of eintlik net vir julle wil sê vandag, luister, moenie dink julle het dit gemis nie. Okay? Don't think you missed it. Don't think you missed the moment, okay? En ek dink nie soos, en dis nie 'n moment soos en dis nou 'n lewenskrisis, dis nie wat ek sê nie, maar maybe there's something that you felt like, miskien kon ons hierdie al gedoen het, as ons bietjie vroeër, en wat ek ervaar is die timing is gonna be perfect, okay? Ek ervaar dat daar's nie pressure op julle nie, die Here sit nie pressure op julle nie, hy gaan dit in alignment bring, if you would set your sails. Okay, en ek weet nie hoekom, maar ek sien soos die laaste ruk van julle lewe, dis wat julle fokus was. This is where the focus was, okay, but yes, daar's goed wat ons moet align, daar's goed wat ons moet uitsorteer, daar's goed wat ons moet regkry. En ek sien net hoe die Here julle eer vandag vir julle mooi harte. Ek sien daar's mooi harte. Ek sien baie mense vat baie keer daai mooi hart verkeerd op. Ek weet nie hoekom nie, maar dis wat ek ervaar, maar wat ek ervaar is julle het verskriklike mooi harte. Okay? En ek sê altyd vir mense, moenie my woord daarvoor vat nie, gaan hoor self by die Here. Okay? Ek sê dit gehoorsaam, maar gaan vandag vra vir die Here, Here, kingdom business, wat beteken dit? En as hy daarop blaas, dan blaas hy daarop, anders dit sy wil. En as dit nie doen nie, dan sê ek verkeerd, ek sal dit aanvaar. Maar dis wat ek ervaar oor julle. Okay, kan ek vir julle bid? Cool, Here, dankie dat ek vir julle kan bid vandag. Dankie Vader, dat, dankie vir die kingdom business wat u op my hart plaas oor hulle lewe. Dankie Here, dat op die regte tyd, dat u dit in alignment bring, Vader. Dankie Here, dat u vir hulle kom wys. Dankie dat when they set their sails, you're going to blow on it.
You're going to blow on it, Here. En ek bid vir elke aspek van hulle lewe. Elke aspek van hulle lewe. Dankie, Here. Selfs die goed wat hulle gedink het, maar dis te klein, dankie dat U selfs daar kom lewe blaas. Dankie vir nuwe lewe in daai plekke, Here. Here, ek weet nie hoekom nie, maar ek ervaar 'n oomblik in hulle lewe, of iets in hulle lewe, Here, en ek ervaar dat U kom gebruik dit vandag tot U eer. Ek sien nou was dalk iets wat hulle voel, hulle het verloor, of hulle het gemis. Ek weet nie hoekom nie, Here, maar ek ervaar, Here, sal U dit vandag kom gebruik tot U eer. Sal U hulle kom wys vandag, dat luister, selfs dit wat julle dink julle het verloor, ek kom sit dit dubbel terug. Ek kom restoreer dit. En dankie vir restaurasie oor hulle lewe, Here. Dankie, Vader, dat die spasies waarin hulle gaan beweeg in die toekoms is dalk anders as wat hulle ooit gedink het dit sal wees. Maar Here, dat hulle die hand van God op dit sal sien. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Amen, amen. Amen. Is daar enigiemand hier en is regtig wat ek ervaar, jy vertrou regtig die Here vir 'n skuif van werk. Iemand sal jy op jou voete staan, ek wil graag saam jou bid. Dis al wat ek wil doen, daar waar jy is, staan sommer net. Nog iemand? Jy vertrou die Here vir 'n skuif van werk. Okay? Amen, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ek ervaar regtig die laaste ruk oor julle wat staan, maar all over waar ek gaan, ervaar ek die Here doen 'n nuwe ding. Amen. Hy is konstant besig om 'n nuwe ding te doen. En wat ek ervaar is baie keer met my persoonlik praat die Here in frustrasie. Bedoelend hy maak my frustreerd. Sodat ek actually sou kan skuif, okay? Sodat ek actually op 'n plek sou kan kom wat ek sê, okay Here, ek sal nou luister. En daarom wil ek vir julle sê, as jy baie frustreerd begin voel die laaste ruk, moenie mis dat dit dalk die Here is wat net vir jou iets wil aanwys nie. Dat hy net vir jou net iets wil kom alert maak van. Okay? En wat ek regtig ervaar is dat die Here is regtig besig met groot skuwe all over, okay? En hier's wat ek ervaar, ek weet nie hoekom, maar ek ervaar oor van julle wat staan, dat al is daar 'n tydperk van 3 of 4 maande wat jy nie werk het nie, moenie worry nie, die Here gaan vir jou sorg. Okay? Dis regtig wat ek ervaar. Kyk, mense glo my nie altyd nie, want ek glo ook in stewardship, en ek glo ook in rentmeesterskap, en ek definitief, so ek sê ook nie vir jy moet net dom wees nie, maar wat ek vir jou sê is, dat wanneer die hand van die Here op jou is, when the Ruach of God is on you, gaan dit nie sin maak nie. It's not gonna make sense. Dit gaan nie eers sin maak vir die mense in jou lewe nie. Maar God sal vir jou voorsien. Hy gaan na jou kyk. Ek beloof jou. Toe ek 6-7 maande terug my werk bedank het, my salaris neergelê het, ek vir my vrou gesê, hoe die Here het gepraat, en my pel het gesê, jy stupid, hoe in 'n tyd soos vandag bedank jy jou werk, in 'n ekonomie soos vandag bedank jy jou werk, en ek kan jou beloof, God het nog elke dag van my lewe vir my gesorg. Okay. So, Here, ek bid oor elkeen van hulle, dankie Here vir 'n nuwe deur wat oopgaan. Dankie Here dat op die regte tyd gaan U dit moontlik maak. Here, dankie dat selfs al is daar van hulle wat dalk voel, joh, maar ek is al 'n rukkie sonder werk of ek gaan dalk 'n rukkie sonder werk wees, maar Here, dankie dat U vandag wil kom duidelik maak dat U sal sorg. U gaan na hulle kyk as long as they set their sail, solank as wat hulle gehoorsaam gaan wees in U stem. Solank as wat hulle gaan doen wat U sê. As hulle gaan align, gaan hulle sien, joh, maar U het nog steeds 'n plan. U is nog steeds in dit. In Jesus naam. Amen. En amen en amen. Dankie Here. Dan nog 'n laaste ding dalk. Is daar enige iemand hier wat jy voel die laaste ruk 'n call of ministry op jou lewe? Enige iemand? Call of ministry? Amen. Sal jy staan? Kom, ons gaan dit vandag vir die Here vra. Ons gaan dit vandag vasmaak in die Gees. Amen. Yes. Nog iemand? Call of ministry. Moenie skaam wees nie. Okay. Dankie Here. As jy by een van hierdie mense staan, sal jy 'n hand op hulle gaan sit. As jy naby hulle is, sit net 'n hand op hulle. Amen, dankie. As nog iemand, yes. Amen. So Here, ek kom vandag en ek bid vir hierdie mense wat staan. Here, dankie dat ek vra vandag, sal U die calling op hulle lewe vir hulle kom vasmaak. Want Here, ek besef oor my eie lewe dat 'n calling klink baie lekker aan die begin. Maar is 'n groot verantwoordelikheid. It's a massive blessing ook, maar is 'n groot verantwoordelikheid. En daarom vra ek Here dat U die calling sal vasmaak. Dat U duidelik met hulle sal praat. Here, because when times are tough, we need something to stand on. We need a word of God to stand on. En dankie dat U die calling kom vasmaak. Here, dankie dat
ek ervaar al reeds hoe u van hulle al klaar begin gebruik het. En dat u in die volgende ruk met elkeen van hulle gaan kom praat. Luister, ek het nodig dat jy hier gaan serve. Ek het nodig dat jy hier gaan opdaag. Ek het nodig dat jy hier gaan bid. Ek het nodig dat jy hier sal wees. En dat u hulle begin gebruik in u koninkryk. Alles vir u eer en u eer alleen. In Jesus naam. Amen. En amen. En amen. En amen. Met Tannie Marie Swart, hoe gaan dit? Is dan nie getrouwd? Nee, okay. Was dan nie getrouwd? Okay. Baie jare terug, okay. Ek ervaar regtig oor Tannie se lewe, Tannie het net my oog gevang. En ek ervaar regtig oor Tannie se lewe. Ek ervaar oor die Here in oomblikke wat dit gevoel het asof alles uitmekaar uitval. Het hy Tannie aan mekaar gehou. Okay. Ek sien letterlik kere waar mense het gedink, hoe bly sy staan? Maar jy het bly staan. Okay, want ek sien dis die Here wat jou kom optel het en wat vir jou kom krag gee het, okay? Wat ek ervaar oor jou lewe is dat die Here wil vandag vir jou duidelik maak dat the best is yet to come. Okay? You haven't seen anything yet. Okay? En eintlik hoekom ek dit ervaar oor jou lewe is ek ervaar die Here nooi jou net uit en hy sê vir jou maar maak net weer heeltemal oop. Ek sien jy is baie lief vir die Here. Ek sien jy stap 'n mooi pad met die Here. Maar ek sien vandag nooi jou uit en hy sê maak net weer heeltemal oop want dan gaan jy sien ek's nog lankie klaar met jou lewe nie. Daar's nog soveel mooi goed wat kom. Daar's nog soveel groot goed wat gaan gebeur, okay? Moenie dink die sloop het nou gekom nie. Nee, jy klim nog. Okay? Jy is nog nie eers waar jy moet wees nie, okay? Die Here is nog besig in jou lewe en ek sien hy gaan nog groot goed vir jou oopmaak. Ek sien dat die Here gebruik jou gesin, hy gebruik die mense om jou as 'n groot blessing vir jou, okay? En ek ervaar wat hy vandag vir jou wil kom duidelik maak is moet nooit vergeet die blessing wat jy vir hulle is nie. Okay? Ek ervaar dat die Here sit 'n verantwoordelikheid op jou, okay, om half nie, en ek sê nie jy moet judge speel oor jou family nie, maar wat ek sien is hy gee jou die autoriteit, okay, om oor sekere gesinslede met hulle eerlik te wees. Okay, ek sien daar's 'n lack of honesty in van hulle se lewe en jy het nodig om vir hulle te sê, luisterie, jy kan nie meer so aangaan nie. Okay? Ek sien die Here gee jou daai authority. Okay? Hy sit dit in jou, want en ek weet nie hoekom maar ek sien hoe die Here net sê soos, ek sit dit in haar because she lived it. Okay? Sy weet. Sy praat nie omdat sy dink sy's beter, sy praat want she's experienced it. Sy weet, okay? En ek sien die Here gaan jou kragtig gebruik, okay? Ek sien in die volgende paar maande, die Here sit 6 maande in my kop. Ek weet nie hoekom nie, ek's bereid om verkeerd te wees, bid jy daaroor? Maar die Here sit 6 maande. Ek sien in die 6 maande gaan nog groot skuwe kom in jou lewe. Okay? Ek weet nie waar jy bly nie, maar ek dink maak jouself gereed om te trek, okay? Ek weet nie wat jy doen nie, maar ek ervaar dat die Here hy stel jou aan oor iets. Hy stel jou aan oor iets waar hy het klaar die eienskappe in jou ingebou en ek sien hoe hy sê dis nou tyd dat jy daai ding vasvat. Okay. Maar dit gaan net incredible wees, okay? Ek sien hierdie journey saam met die Here, dit gaan net amazing wees. So hou jou hart oop, hou jou gedagtes oop. Moenie angstig raak nie, okay? Ek weet nie of jy 'n beplannertjie is nie, maar moenie te veel probeer beplan nie. Let God breathe on you. Okay, en jy gaan sien. En onthou, die Here is so goed, hy ontmoet jou selfs in jou beplannertjie. Okay, so jy gaan sien, daar gaan selfs goed wat hy vir jou gaan openbaar, sodat jy sal weet, okay, Here, cool, dit is wat ek moet doen, hierdie en so. Here, dankie dat ek vir haar kan bid vandag. Dankie Vader, dat U blaas oor haar lewe vandag. Dankie Here, for a fresh wind of life. Dankie Here, dat the best is yet to come. Dankie Here, dat U haar eer vandag, vir die pad wat sy saam met U stap. Dankie Here, ons sê vir U dankie dat U haar nog al die jare heen aan mekaar gehou het en moed gegee het. Maar Here, dankie dat ek sien haar survival season is nou verby. En sy gaan nou oor in 'n thriving season. 'n Seisoen waar U hand sterk op haar lewe is in elke aspek. Dankie Vader dat ons voor haar kan bid. In Jesus naam. Amen en amen en amen. So ek sluit af. Ek staan vanoggend in worship en ek ervaar dat die Here oor die gemeente die volgende sê. Ek ervaar, en soos ek sê altyd vir mense, luister, ek's dankbaar dat die Here gebruik my baie keer in die profetiese, maar hoor hierso, ek is ook 100% bereid om verkeerd te wees, okay? Dis hoekom ek sê altyd vir mense, gaan bid jy hieroor. So gemeente bestuurraad, bid hieroor, maar wat ek ervaar het vanoggend toe ek instap, is ek ervaar, en hierdie was my reaksie ook toe ek het hoor, ek ervaar dat die Here sê, gaan koop so lank nog stoele. Okay? Ek kan dit nie aan jou verduidelik nie. Dit klink vir my ook mal,
Maar dis wat ek ervaar het. Ek ervaar soos die Here sê, luister, hy blaas nuwe lewe in hierdie gemeente in. Okay? Ek sien dat die Here het al klaar met gemeentelede en bestuursraadlede begin praat. Daar's al klaar 'n alignment in die gees besig om te gebeur. Okay? And because of the alignment, because of the sails, okay, the wind of God, the power of God, the ruach of God is going to fill this place. En ek sien hoe mense van ver af ry om tot hier te kom. Okay? Ek ervaar dat die Here die DNA van hierdie gemeente gaan gebruik vir sy eer. Okay? So in dit ervaar ek ook die Here sê, moenie verander wie jy is nie. Bly Pinkster. Bly lief vir die Heilige Gees. Hou aan die Here soek. Hou aan die Here vertrou and he's gonna breathe on it. Okay? Ek ervaar ook en ek ervaar ook om 'n paar skuwe, okay, oor die gemeente. Ek weet nie wat nie, dit moet julle met die Here uitklaar, maar ek ervaar ook om 'n paar skuwe en daarom bestuursraad, ek kan net vir julle sê, ek ervaar dat as 'n paar mense wegstap in die volgende ruk, okay? Moenie kwaad raak nie, moenie hartseer raak nie, moenie bitter raak nie. Die Here blaas op dit. Hy blaas op dit. Okay? So moenie nervous raak nie, dis wat ek ervaar. So Here, dankie dat ek kan bid oor hierdie gemeente vandag. Dankie Vader, for the breath of God on them. Thank you for the ruach. Dankie Here, dat U nog so groot plan het met elkeen wat hier sit vandag. Here, ek bid selfs vir elkeen wat voel, ja, maar Here, wil U nie net met my ook praat nie. Dankie Here, dat hulle nie my nodig het om U stem te hoor nie. Dankie Vader, dat iemand hulle praat. Ek bid dat hulle sal droom, dat hulle sal visioene sien. Dankie Here, dat hulle U stem helder en duidelik sal hoor. Here, dankie vir hierdie woord wat ek vandag gedeel. Ek bid regtig, Here, U het dit op my hart geplaas, maar ek bid, mag dit op vrugbare grond val. Mag die regte mense vandag dit in hulle harte inneem. Dit set your sails. Span jou seile. Because the wind of God wants to blow. The power of God, the ruach of God. Here, U beweeg die heeltyd. Dankie Here dat mense weer in die stroom klim vanoggend. Dankie Here dat mense weer die wind vang vanoggend. Dankie Heilige Gees. Here, dankie vir die gemeente. Dankie Vader dat binnekort, ja, gaan hulle parking issues hê. Gaan hulle stoel issues hê. Alles tot U eer. In Jesus naam. En ons almal sê, amen, kom ons gee die Here eer. Come on. Pastor Linda, bestuursraad, dankie. Dankie vir die voorreg. Ek waardeer julle. Amen. Charisma, thank you for attending our Easter conference. And I'm sure you have to agree with me, it was really, really special. Kan ons vir die Here dankie sê vir wat hy hier gedoen het. Vrydag en Sondag. En Karl, dankie vir jou gehoorsaam, dit was so lekker om saam met jou te kuier. En ja, ons is net dankbaar vir wat die Here hier kom doen het. Jacques, ek wil vir jou vra, wil jy nie kom, vir ons afsluit met gebed? Bonnie, kom staan jy hier saam met ons ook? En kom ons bid vir Karl. En dank die Here vir die werk wat hy hier gedoen het. Hierdie Easter Conference. Ons Vader, Here, wat 'n groot voorreg is dit om in U teenwoordigheid te kan saamkom. Here, en wat 'n voorreg is dit om ons te kan instel op die stem van die Gees en te kan luister wanneer die Gees praat. Wat 'n voorreg is dit om U woord te kan hoor, Here. U woord wat verandering bring in lewens. En Here, dankie vir manne en vroue van God wat U oprig om die kerk te rig, te luister na U stem, Here. Dankie vir 'n man soos Karl Kitshoff, Here. En vir elke ding wat U toegelaat het in sy lewe om hom te vorm vir hierdie tyd van sy lewe en vir dit wat U nog vorentoe gaan doen, Here. En ek ervaar nou dat hierdie is eintlik maar nog net die begin, dat hy's maar nog in die vlakwater. Hy is besig om in te vat in dieper water in, Here, sodat hy nie kan staan waar hy moet staan nie, maar totaal en al homself moet oorgee
vir die Gees om hom te lei en vir die krag van God om deur hom te werk. En soos wat hy dit toelaat, Here, dat lewens gaan verander. Ek ervaar, Here, hoe mans wat opgestaan het teenoor hulle vroue, wat hulle mishandel het, hoe hulle gaan vrykom. Ek ervaar hoe kinders en ouers se verhoudings gaan herstel. Ek ervaar hoe lewens so gaan verander, dat kinders Jesus in hulle ouers sal begin sien. En ek ervaar hoe U herstel bring, verandering bring in dit wat mense gesê het onmoontlik was. En ons dankie vanmôre daarvoor. Vader, ek kom bid vir Kaal en vir sy vrou. Here, ek bid dat U hulle sal seën in elke area van hulle lewens. Wanneer hulle in die môre hulle voet by die deur uitsit, dat hulle sal sê, God is saam met my. En wanneer hulle terugkom vanaand by die huis, dat hulle sal sê, God is saam met my. En elke plek waar hulle voet neersit, dat hulle dit gaan opeis vir U. Here, en ek bid dat wanneer daar 'n bekommernis kom oor die finansies, Here, dat U hulle sal help om dadelik daardie stem stil te maak. En te weet, Hy wat gister voorsien het, sal vandag voorsien, sal môre voorsien. Want alles behoort aan Hom. Ek dank U daarvoor, Here, en ons eer U daarvoor. Here, sal U engele opdrag gee om hulle te bewaar van alle kante, dat geen onheil naby hulle tent kom nie, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir die salwing wat juke breek, wat ook op hierdie bediening rus, Vader, in die naam van Jesus Christus. Here, kom seën vanoggend hierdie gemeente, hierdie boeties en sissies. Geseënd sal hulle wees oral waar hulle gaan en in alles wat hulle doen, omdat U seën op hulle rus. Dankie dat U elkeen veilig hou, Vader, en dat U ons help om te let op dit wat ons sê, dat ons nie sal afbreek nie, maar sal opbou, in die naam van Jesus Christus. Ons eer U. Dankie, Here. Amen. Dankie dat jy hier was. Jy moet 'n fantastiese dag hê, Charisma. Ek's lief vir jou. Sien julle volgende Sondag.